Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdagaand in Fokus. Soos ouer gewoonte, soos hier om bietjie te gesels oor die grondbeginsels van ons as gelowiges. So gereeld stry ons oor goed en as ons nie saamstem nie, dan begin ons net 'n ander denominasie of ons eie kerk. Maar dit is belangrik dat ons kom by die eenheid van geloof en dat ons nie meer oor ons verskille met mekaar gesels nie, maar dat ons by die waarheid van God en wat in sy hart brand uitkom. En dis hoekom ons hier so is vanaand, saam met my gaste soos ouer gewoonte, Zandrey Strydom, baie welkom, visie-leier van CIM Collective. Baie dankie, voorreg om hier te wees. Ja, Niels, baie welkom hierso. Lekker ook om jou te sien. Ja, so ons is nou deur 'n naweek, paar naweke hierdie vakansietyd gooi ons rond, dis aan en af en aan en af. En jy weet, en Paasnaweek is 'n groot ene vir die kerk. En vir baie is dit 'n vakansietyd, vir baie is dit 'n kerk toe gaan tyd, vir baie gaan dit oor paaseiers wegsteek en 'n hasie wat rondhardloop. Maar waaroor gaan hierdie Paasfees tydperk eintlik? En regdeur van waar Jesus gesê het op 'n kruis dit is volbring en gesterf het, tot die getuienis verander het wat gesê het hy het opgestaan, regdeur na waar Jesus opgevaar het, tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n groot werk, dis 'n by mekaar koms van 'n hele bediening van wat Jesus Christus gebring het. Vir 30 jaar het hy opgegroei, 3 jaar 'n bediening gehad, en hier was hierdie finale oomblik, wat vir die kerk vir ewig en vir altyd verander het. So Zandrey, as ons moet begin gesels oor hierdie Paastyd, en ons moet perspektief of hierdie ding inkleer en die waarheid uit hom uit ontgin, om vir die kerk weer te sê, dis waaroor hierdie tydperk gaan. 3 dae, hierdie tydperk na die opstanding, Jesus wat opvaar, die uitstorting van die Heilige Gees. Waaroor gaan dit en wat is belangrik vir die kerk om te besef uit hierdie tydperk waar ons nou is? Ek dink jy het dit nou mooi gesê toe ons begin het, nee. Daai gedeelte in Efesiërs 4 wat sê die vyfvoud bestaan eintlik om die kerk toe te rus vir hulle dienswerk in Christus en ons word eers eintlik regtig ten volle diensbaar wanneer ons kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God. Ja. Die kennis van die Seun van God, Jesus Christus, maar ook as gevolg van sy werk en as gevolg van daai 50 dae se werk, die Seun van God nou aan die binnekant van my. Wanneer ek glo in daai werk, dan word ek weergebore, en ek word weergebore uit 'n Galasiërs 3 vers 16 sê, uit 'n spesifieke saadheid. En Jake, as dit nie was vir daai 50 dae, jy weet, hier's nou klomp skrifte wat hier by my oppop, Ja. maar sekerlik nie een groter as die een wat sê, nadat Jesus perfektheid bereik het, deur alles wat hy gelei het nie. Ja. Nee, so nadat Jesus perfektheid bereik het, deur alles wat hy gelei het, het hy die bewerker geword van ewige saligheid, sê Hebreërs 5. Ja. Nou, Jesus het vir 30 jaar lank was hy 'n skrynwerker, gedoop, gesalf met God se Gees, God verklaar hom as sy geliefde seun en wie hy welbehaag, en vir 3 jaar en 'n derde was Jesus se bediening in die aarde. En Jesus moes leer geestelik gesproke, en hy moes na perfektheid toe groei. Sodat hy, nadat hy perfektheid bereik het, 'n sekere werk kan doen. En dit het alles plaasgevind in daai 50 dae. Tussen waar hy uitgeskree het, dit is volbring, 39 houe gevat het, uitgeskree het, dis volbring, die laaste asem uitblaas, opgestaan het op die oggend van die 3de dag, verskyn het as 'n verheerlikte wese vir 40 dae lank, aan die wat vir hom gesoek het, hy het nie aan almal verskyn het, aan sekeres verskyn, en nadat hy opgevaar het hy 10 dae later, na die 40 dae wat hy verskyn het, 10 dae later nadat hy opgevaar het, en nadat hy gaan sit het aan die regterhand van God, dus die Gees van God uiteindelik beskikbaar vir almal wat glo en hy werk bely in die aarde. Ja. Daai 50 dae. En vir ons om sommer maar net as Christene Paasfees te hou, dink ek doen ons vat baie groot, volmaakte, afgehandelde, perfekte werk. Ja. Vat ons vanselfsprekend, ons ag dit soms lig, daar sal goeders wat ingemeng het, en as jy nou 'n ou gamer was, dan dink ek die enigste goeie gedeelte van Paasfees is, baie keer wanneer jy
speletjie speel of 'n game speel wat oor jare lank ontwikkel is, dan nadat jy die game deurgespeel het, dan die ouens wat die games baie speel, wat nou eintlik baie explore in die game, sal vir jou op YouTube tutorials uitsit oor waar hulle die Easter eggs gaan vind het binne in die game, om die diep dinge van die game, waarin hulle eintlik moeite gedoen het, wat nie net die storielyn is nie, maar die skatte agter die storielyn uiteindelik kan oopsluit. En ek dink vir ons as gelowiges en Christene, hierdie 50 dae tydperk, elke jaar, waar ons dit eintlik repeteer en herhaal, moet vir ons as Christene wees, soos wat die Jode die Pasga en die Passover herhaal het, om sekere fundamentele dinge in ons geloof vas te maak, want vir elke ding wat Jesus volbring en in plek gesit het, sê dit iets oor my, dit sê iets oor elke gelowige, omdat Jesus uitgeskree het, is volbring, is daar Adam goeders mee gedeel en Christus goeders het begin, omdat Jesus opgestaan het, is daar 'n nuwe seun van God wat in my kan opstaan en in elke gelowige, omdat hy opgevaar het en aan die regterhand gaan sit het, sit ons nou saam met hom in hoë hemelse plekke, en is die Gees van God wat hom gelei het, om nie sy eie woorde en sy eie werke te wees nie, is daai selfde Gees van God nou in ons, om nie ons eie woorde en ons eie werke te wees nie, en ek dink vir hierdie tydperk, wat dit 'n feestydperk moet maak, is om jaar na jaar, uit die storielyn uit van hierdie volmaakte werk, die diep dinge eintlik te begin ondersoek en oop te sluit. Ja, anders word dit net 'n tradisie en elke jaar vier ons maar net dieselfde ding oor en oor. Ja, en dit raak afgewater. Ja, dit word al hoe meer afgewater en ons kan nie die mooi dinge van wat God vir ons eintlik weggesteek het, soos ek nou so mooi verduidelik het, uithaal nie. Nee, kom ons begin dan by dit is volbring gedeelte en die dieptes eintlik wat daarin lê. As ons net gou daar kan begin, want ek dink baie keer die kerk, ons leer nie vir die mense, dis 'n volmaakte werk, so ons bring die sonde die hele tyd terug, ons moet die hele tyd mense vorentoe roep, om weer te bekeer, en weer te bekeer, en weer te bekeer. Wat is die dieptes van, dit is volbring? Ja, ek dink, kyk, soos André het nou hier uitgepak het, nou, ons kan nou lang preek oor elkeen van hierdie aspekte, nou, want daar is soveel rykdom binne hierdie hele werk wat in die tyd want dis die grootste verklarings eintlik in die Bybel. En dit sê iets oor hom. En die belangrikste. Presies, hy het dit nie gaan doen vir hom nie, hy het dit gaan doen vir mensdom. Maar uiteindelik waar Jesus dan die uitspraak bring, dis volbring, is daar twee werke wat volbring word. Vir die Jood het hy baie tipes en skadubeelde, maar die hele wet was 'n rigtingwyser, sê die ou vertaling, die vertaling sê 'n tugmeester, en die nuwe vertaling sê 'n rigtingwyser na Christus toe. So vir die Jood het hy baie tipes en skadubeelde in vervulling gebring, wat vir ons as kerk baie sê ook. En vir die heiden het hy uiteindelik dan klaargemaak met Adam, sodat hy eens en vir altyd volkome 'n werk kon doen, sodat hy kon wees die omega van 'n spesie en die alfa, die begin weer van 'n nuwe spesie, dan die Christus geslag, dit wat nou uit God gebore word, want uiteindelik kan God se Gees dan nou weer binne in die mens woon, soos wat dit was, voordat Adam die val gebring het, Absoluut. Daarom het dit ons ontbreek aan die heerlikheid van God, maar ons kan nou weer deel kry aan die heerlikheid van God, weens die volmaakte werk van Christus, en dis die volbring gedeelte, dat hy die skadubeelde en die tipes volbring, en hy die werk volbring van dit waarin Adam ons as 'n mensdom in laat verval het. Ek dink 3 goeds baie belangrik. Die eerste ding is, omdat Jesus kom uit die Jode uit, onthou God het met die Jode gewerk as 'n volk, die natuurlike kom eers daarna die geestelike, en God doen dit sodat dit vir ons prentjies en stories kan vertel, wanneer geesdinge vir ons moeilik raak om te interpreteer, is daar natuurlike prentjies om dit vir ons uit te beeld. So, Jesus moes uit die Jode uitkom, en vir die Jode baie groot werke in vervulling bring. Dis die eerste ding wat hy volbring. Die tweede gedeelte wat hy volbring is, dat die skeidingsmuur wat altyd was tussen die Jode en die heidene afgebreek word, en nou kan die Jood en die heiden, almal wat glo, word weergebore. En natuurlik die heel grootste ding is, hy het met sonde gedeel. Eens en vir altyd volkome. So die skriffies wat by my opkom is 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, of tot die kennis gekom het, of tot die oordeel gekom het, dat as een gesterf het vir almal, het almal gesterf. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat nou lewe,
nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood uit opgewek is. So Jesus het 'n werk om doen, om uiteindelik Adam en alles wat in Adam was, want Niels sê dit nou mooi, Romeine 3:23 sê, dat almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou word ek weer gebore, Christus is in my, ek, as my geesmens, as 'n seun van God, word oorgebore. Want onthou, toe Adam val, toe val nie sy sielemens en sy liggaamens dadelik nie, sy geesmens het dadelik doodgegaan. Ja. En dit het 'n effek gehad op sy siel, en dit het 'n effek gehad op sy vlees. Uiteindelik word ons geesmense weergebore, as ek glo in die werk van Jesus Christus. Met Christus nou in my, nou dat ek as 'n geesmens, want my God en my Vader is gees, so my essensie is gees. Nou my eerste geesmens is doodgebore as gevolg van Adam se werk. My tweede geesmens, as ek glo in die werk van Jesus Christus, word uit 'n nuwe saad uitgebore. En nou met Christus in my, sê die Bybel dit baie mooi in Kolossense, kan ek weer deel kry aan God se heerlikheid. Maar ek sal nooit myself kan uitstrek, Jake, om die dinge in Christus oop te sluit, as ek nie verstaan die verklaring van Jesus aan die kruis, dit is volbring nie. Ja. En wat sluit dit als in nie? Dat dit sluit regtig die hele Adam saad of spesie of werk in. Jood en heiden en sonde. So die Jood, die heiden en sonde is alles volbring. Ja, en dit is eintlik in ons vorige sessie, het ons baie mooi daar gepraat, die kruis staan nie in die middel, en het ons het uit Adam uitgehaal, Passover in Christus in, en nou moet ons verstaan, uit die volbringwerk, kom daar 'n opstanding van 'n nuwe skepsel. Baie mooi, baie mooi, beautiful, presies dit, 'n nuwe saad, Galasiërs 3 vers 16 sê, daar is net een saad, so daar bestaan eintlik net twee sade in die aarde. Ja. Adam saad en Christus saad. Gesalfde saad. Adam was 'n gesalfde saad, maar toe val dit in sonde. Nou is ons in Christus weer 'n gesalfde saad vir almal wat glo. So as ons sê ons is wedergebore, verklaar ons eintlik dat ons is gebore vanuit die saad Christus, wat ons dan Christus maak. Pragtig. As jy daai 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14 tot 21 gaan lees, waar God eintlik, Paulus begin skryf daar vir Korintiërs, dan verduidelik hy vir hulle, wat het hulle nou geword? As gevolg van Jesus se werk, as een gesterf het, het julle ook gesterf. So julle kan nie meer leef soos dooie mense vir jouself nie, jy moet nou weer begin leef vir God, want onthou, die bediening van versoening, Adam moes eintlik alles versoen het met God, alles wat gemaak sou geword het, sou een gewees het met God. Maar as gevolg van Adam se sonde is alles, meeste van die goed sonder God gemaak. Uiteindelik met Jesus Christus het hy weer 'n bediening van versoening begin, om eerste ons met God weer te versoen, en nou uit ons uit, kan God weer alles oorbegin vorm, wat een is met hom. Jy verstaan, hè? So God kan eintlik uit 'n nuwe spesie uit, 'n nuwe habitat begin bou. Ja, is baie mooi. Ja, en ek dink wat belangrik is, as ons net wil terugkom na die prentjies, wat God uitgespeel het, soos vir die Jode, ek dink dit is verskriklik belangrik om 'n gedagte te hou, dat, Jandre het net al gesê, Jesus Christus is gebore vanuit die Jode, vanuit 'n Joodse geslagsregister, ons weet, hy's geskep bonatuurlik deur God, maar hy kom vanuit die Jode, onder die Jode uit. Hy's grootgemaak onder die Joodse kultuur, daar's oor hom geprofeteer, die tipes en die skadubeelde was op hom gefokus, en ek dink dit is verskriklik belangrik, jy weet, dat ons moet verstaan, dat saligheid kom uit die Jode. Jesus sê dit in 'n gesprek in Johannes 4. Saligheid kom uit die Jode uit. En dit is verskriklik belangrik dat ons moet verstaan die werke wat daar uitgespeel het. Uit die Jode uit. Uit die Jode uit. Die natuurlike prentjie sou vir ons die geestelike prentjie. Die tipe van die Pasga, die uittrek van Israel uit Egipte uit. Die bloed teen die kusyne, die lam wat geslag word. Al daai gebeure in daai aand. Maar weet jy wat, Jake, ek wil ook net dat jy bygooi by Niels. Baie van ons, as ons hier oor praat uit Paasfees uit, dan praat ons die lam is geslag. Maar omdat ons nie die prentjies verstaan nie, verstaan ons nie hoekom nie. Die lam was geslag om die eersgeborenes vry te koop. So ons kan nie net sê 'n lam is vir ons geslag nie. Ons moet verstaan, as lam van God toe Jesus geslag is,
Wat het hy losgekoop? Ja. Hy het weer die eersgebore reg van God se mense gaan loskoop. Ja. Jy verstaan hè, want as daar nie 'n lammetjie geslag word vir die huisgesinne nie, moet die eersgeborene doodgaan en sterf. 'n Eersgeborene of 'n eersgebore reg bly dood totdat daar 'n lam vir hom betaal. Okay, maar kan ons 'n oomblik neem dan net om vir ons kykers te verduidelik wat is belangrik vir ons as kerk om te verstaan van eersgebore reg? En hoekom God dit so baie gebruik en hoekom hy dit al daar gebruik het. Ja. Ek dink as ons meeste van ons word groot uit westerse huise uit en westerse agtergrond uit. So ons baie keer hoor ons die woord, ons hoor preke. Dis nou vir my baie dieselfde ding, nê. Sekere woordjies uit 'n westerse kultuur het 'n hele ander betekenis as uit 'n oosterse kultuur. Ja. En dis hoekom Niels dit nou so mooi sê. Ons moet die agtergrond verstaan dat saligheid kom uit die Jode uit. Hulle natuurlike prentjies is vir ons as heidene wat baie eksgode gehad het. Selfs is ons eie God gewees. Is vir ons nou belangrik om uit daai prentjies uit sekere dinge te verstaan. Ja. Soos byvoorbeeld, die Gees wat nou in ons gesit is deur God, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ja. En as kinders van God het ons nie meer die Gees wat ons in slawerny inlei nie. Ons het 'n Gees wat ons in aanneming inlei. Nou leer die westerse manier vir jou aanneming is wanneer 'n weeskind, 'n pa iewers het homself ontferm oor 'n weeskind, dan gaan neem hy jou aan. Dis glad nie wat dit beteken nie. Want as God ons aanneem, beteken wedergeboorte niks nie. So wat gebeur met wedergeboorte is, omdat ons nou uit die saad, die geestelike saad Christus weergebore word, as gevolg van Jesus se werk, kan ons weer aanspraak maak op ons eersgebore reg. En 'n eersgebore reg is wanneer die Vader sy manier van besigheid kan bou konstant met invloed deur sy leiding in sy seunskap in, sodat sy seuns nie hulle eie woorde of werke sal wees nie, maar 'n ekstensie van sy familiebesigheid sal wees wanneer hulle uiteindelik volwasse is. So in die Joodse kultuur sal jy sien 'n seentjie word besny op dag 8, dan sy deel van die verbondsvolk. Van dag 8 tot by jaar 12 in sy 13de jaar, want 13 beteken destruction. So vir al die ander wêreldse kulture is 13 unlucky. Maar vir die Jode is dit baie belangrik. Dis 'n weer eens, dis amper my soos Paasfees. Daar word net goed gesê oor iets. Ons verstaan nie waar kom hierdie 13 vanaf nie, want 13 beteken destruction. Toe die Israeliete om die stad gestap het hulle elke dag een keer gestap en toe die 7de dag 7 keer, dit maak 'n totaal van 13, toe val die mure in mekaar. So in 'n 13de jaar, na jaar 12, gaan 'n Joodse seentjie word geondersoek by die tempel. Dan kyk die rabbies of sy pa en ma hulle werk gedoen het om die Torah, die wet van God en die gebooie van God in hom in te bou. Dan vra hulle hom 'n klomp vrae. Dan moet hy antwoord. Hy moet daai eerste 5 boeke uit sy kop uit kan quoteer. Dan vra hulle vir hom, hy mag nou vra. As hy nou hulle impress het, want dan word hulle bietjie geskei, hulle vat die beste rabbies vir rabbieskap. As hy nou hulle impress het, dan vra hulle vir hom, okay, jy mag nou vra. Want in die Joodse kultuur, die tipe vrae wat jy vra, wys wat se tipe wysheid jy het en in watter rigting jy gaan, nê? Vra en jy sal ontvang, klop en daar sal vir jou oopgemaak word, soek en jy sal vind. So van jaar 12 af dan, die bestes gaan aan rabbiskool toe, en die ander 12-jarige seentjies gaan na hulle pa se besighede toe, sodat hulle dan van 12, hulle gaan deur 'n ritueel. Die eerste een is wanneer hulle besny word, dag 8, in jaar 12, of na jaar 12 in die 13de jaar, bar mitzwa, wat beteken, die seun word nou aanspreeklik gehou. Nou gee die rabbies, of die paas, vir hulle kinders taakies, om te kyk of hulle die taakies doen, volgens die verbondse manier. Nou toets hulle daai verbond, in daai seuns. En dan as daai rabbies of seuns dan 30 jaar oud word, sal die pa of die rabbies hulle hande gaan oplê op 'n seun en sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Hoor hom, of hy vat nou die familiebesigheid oor. So dan gaan hy deur sy aanneming. He is adopted into sonship and he receives a firstborn right. So hy kry dan die reg om die besigheid te begin bestuur, want hy is die naaste beeld en gelykenis aan die Vader. En dan nou die implikasie daarvan, God sê, en ons moet dit verstaan, God was die een wat die instruksies gegee het aan Moses, omdat God met sy plan gewerk het. Dan sê God vir Moses, gaan sê vir Farao,
laat my eersgeborene Daar's hy. trek. Anderster as hulle nie laat trek nie, sal ek sy eersgeborenes doodmaak. Ja. Omdat dit vir God 'n verskriklike belangrike tipe in 'n skadubeeld is. En dan God het dit nodig om sy manier te bou. Reg. Hy wil nie Egipte bou, Egipte met hulle eersgebore manier. Reg. God soek vir Israel en hy soek hulle uit Egipte uit en dat hulle kan leer dat hulle met sy manier weer in die land kan ingaan. Ja, Jy want sien? dis 'n ander kultuur, dis 'n ander manier van dink, dis 'n ander Daar's manier van aanbid. God, en dis wat ons moet verstaan uit Passover uit. Ja. Is 'n hy lam. haal ons uit Egipte uit. Natuurlik. Ja. Kyk net hoe groot is 'n lam. Ja. Dis nie net verlossing en redding nie. Ja. Dis ook eersgebore reg in ons ingebou en die toegang wat God nou deur sy gees tussen nog seuns het om hulle te kan opvoed. Ja, die lam se werk. Die lam se werk en dit is weer eens verskriklike mooi instruksie. Nou hoe God vir Israel sê, neem 'n lam en uit die aard van die saak die tipe van Jesus Christus, né? Neem 'n lam op die 10de dag, slag hom op die aand van die 14de dag. En dan vat julle sy bloed en smeer hom teen die deurkosyne, sodat die eersgeborenes nie sterf nie. Ja. Die eersgebore reg met ander woorde kan bly leef, kan voortleef. En tweedens, eet die lam en eet hom op en maak met hom klaar. Ja. Dis 'n baie interessante instruksie. God sê, bereken die getal van die mense op die lam, sodat julle die lam kan opeet per huisgesin, en dit wat oorbly, julle mag nie daarvan met julle saamneem nie. Ja. Maar die lam se werk was om uiteindelik die eersgebore reg te red en Israel te verlos. Ja. Maar die lam se werk was nie om Israel in die land in te bring nie. Maar die verlossingswerk sonder dit kan ons nie in die land kom nie, né? Dis waar die lam se rol gespeel het. Dan sê God, want ek wil met my volk en wat ek as 'n God deur geken wil word en hulle as 'n volk wil ken, wil ek 'n verbond hê. Die lam doen 'n werk, nê? En word 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe dat die volk uit Egipte met hulle eersgebore reg kan kom. Maar die lam het ook 'n werk vir God. Sodat God 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe weer kan vind na die volk toe, want nadat hulle deur die lam is en daai opstanding, dit bring ons nou by die tweede gedeelte, nê? Hy het opgestaan. Ja. Die opstanding beteken dat ons nou met God se gees in ons opgevoed kan word deur God om dit wat God gered het deur die lam te kan ontwikkel en oop te sluit. Laat aanneming kan plaasvind. Nie westerse aanneming nie. Aanneming tot seunskap, dat God kan sê, hierdie is my geliefde seuns. Ek neem hulle aan, hulle het ontwikkel, hulle het waarvoor ek betaal het, uiteindelik begin ontwikkel. Want God soek hulle nie in Egipte nie, hy soek hulle ook nie in die wildernis nie, maar die wildernis is belangrik om Egipte uit hulle uit te kry. Te kweek, Nou die lam klaar sy werk gedoen. Lankal klaar. Maar die werk is nie voltooi as die oprigting nie plaasvind en dat God nie sy verbond binne hulle inbou nie. Ja, dis baie mooi. Ja. Want dan sien ons dat daai werk bring die volk en God by mekaar in 'n verbond. Baie mooi. Sodat die verbond hulle kan voorberei vir die land waar God hulle wil sit. Jy weet Jake, wat Neil sê is nou so belangrik, nê, want die heel eerste woorde wat Moses vir die volk leer toe hulle verlos is. Hy sê vir hulle, kom hier Israel, nou dis die natuurlike Israel. Kom hierso. Luister nou baie mooi vir my. Die Here julle God is nie soos Egipte met baie gode nie. Die Here julle God is een God. Net een. Die een God van hemel en aarde. En daai een God sal jy lief hê met jou hart, siel, denke en kragte en jou naaste soos jouself en maak seker jy vertel hierdie vir jou kinders en kinders se kinders en so gaan God vir 'n volk bou. Dis presies dieselfde woorde wat Jesus die Israeliete wil leer. As ons gaan kyk na die evangelies. Goeie leermeester, wat is die grootste gebod? Dan sê Jesus, net soos wat Moses hulle geleer het daai tyd, leer Jesus hulle nou weer. Die Here julle, luister mooi Israel. Die Markus 12 vers 28. Luister mooi Israel. Die Here julle God is een God. En jy moet die Here jou God lief met jou hart, siel, denke en kragte. En jou naaste lief soos jouself. Dan is jy nie ver van die koninkryk af nie. So, jy kan sien dat die lam se werk was om nie seuns van God, die familie, die Israel van God, te gaan verlos, maar met hulle eersgebore reg. Om die eersgebore reg los te koop. Nou met die eersgebore reg ontwikkel. Dit kan nie ontwikkel as daar nog 'n middelaar tussenin is nie. Dis hoekom Neil sê die lam moet opgeëet word. Pens en potjie is alles. Daar kan nie meer die middelaar skuif jou uit Egipte uit en sy bloed is aan die deurkosyne. Dan word jy verlos.
Nou bind daai werk God en die kerk weer aan mekaar vas. Dis nie die lam se gees wat in ons kom woon nie. Dis die Vader se gees wat in ons kom woon. Baie mooi. Nee, jy verstaan Ja. nie. So die lam speel 'n verskriklike groot werk. So toe Jesus uitskree dis volbring, is daar baie meer volbring as net ons is gered. Ja. Baie meer. Baie meer. Ja, 'n mondvol. En daai opstanding, ek meen alles wat hy voorbetaal het, moet dan opstaan. Maar nou kan dit nie in hom opstaan nie. Hy sê hier nie. Ja. Dit moet Moet nou in ons op. presies, Ja. Jake, as ons Lukas 15 se verhaal vat van die oudste seun. Jesus is presies die teenoorgestelde as daai oudste boetie. Ja. Hy gaan ruil sy ring en mantel en sandaal in, dat ons uit die varkkokke kan uitkom, om daai ring en mantel, om daai eersgebore reg weer op te neem. Op te neem. Ja. Ja, Paulus sê dit so mooi. Hy sê as Christus nie opgewek is nie, te vergeefs ons Presies. geloof. Dan is ons geloof Ja. nie. Nou Dit as is- Christus nie aan my opgewek word nie, te vergeefs my geloof. Dit beteken vir God niks. Ja. Al glo ek in die werk van Jesus Christus, beteken dit vir God niks as dit nie in my opstaan nie. Ja. Want soos Romeine 3 sê, ons ontbreek in die heerlikheid van God, ons almal het gesondig. Ja. Maar die Christus in ons is weer 'n hoop tot God se Daar's heerlikheid. hy. Reg. 100%. Maar kom ons praat, jy het nou 'n interessante ding gesê en vir ons kykers is dat is in 1 Korintiërs, né, waar hy praat van die natuurlike is eerste en dan die 1 geestelike. Korintiërs 15. Yes. Nou, kom ons verduidelik dan nou net vir ons kykers geestelik waar die kerk nou is, want Jesus het 'n baie interessante geding gesê met die sterf, ek gaan die tempel afbreek en 2 dae en die 3de dag gaan ek Baie mooi. gaan ek hom weer herbou. Maar ons sit nou in 'n spesifieke tyd. Dit voel amper asof die kerk vir 2000 jaar in 'n wildernis was, maar ek wil graag die kykers net 'n bietjie vertel van hoe die timing van God werk vanuit Petrus se revelation. Ja, ek dink Niels kan ook lekker inspring hierso. Ja, Niels, jy kan vir ons. Ek dink die orals in die Bybel, weer eens sal ons uit die Jode uit sekere skadubeelde en tipe sien. Ja. Maar dit begin al in Genesis. Ja. Van Genesis af het God 6 dae eenkant geplaas en die 7de dag op sy eie. God was so erg oor dit, dat nadat God die volk verlos het, sou hulle vir 6 dae lank werk en die 7de dag laat nie werk nie. Ek wil net gou hê jy moet verstaan die praktyk van wat ek nou vir jou sê. Dit is net so goed vir 6 dae lank volg ons 'n stel wette. En dan hier 6:00 een aand Ja. blaas daar 'n klok oral in Ja. Suid-Afrika. En die volgende dag is 'n hele ander stel reëls. God was so erg om die 7de dag eenkant te plaas, né? Ja. Selfs as jy gaan kyk na die Israeliete, as daar 'n dooie lijk of 'n onrein iets was, moet hulle self laat was in op die 7de dag, maar ook op die 3de dag. Want as ons God se horlosie vat en Petrus skryf dit dan mooi uit, en ek gaan vir jou nou sê hoekom Petrus die een is wat dit sê. Petrus is die een wat sê, hy sê broers, al vergeet julle alle dinge. Hy sê die tyd het nou gekom vir my tent neer te lê en ek wil vir julle iets nalaat. Want ek het geglo dit gaan in my tyd gebeur. Maar ek verstaan besef nou nou, God se horlosie. Ja. God het 'n horlosie, God het 'n klok waar volgens hy al die prente en die skadubeelde en die tipes uitgebeeld het. Daar gaan 'n tyd kom. Al hierdie werke, selfs Jesus se werke, is soos 'n liggie wat skyn in 'n donker wêreld totdat die dag breek. Daar kom 'n dag, die Here se dag, die opstandingsdag, die Christusdag, die openbaringsdag. Daar is 'n dag by God. Dan gaan die môrester, die werk van Jesus Christus en die openbaring van Jesus Christus in ons harte begin skyn. Hy sê as daai tyd gebeur, weet julle die profesie het in vervulling gekom, dat 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag by God. Ja. En hy's die een wat dit sê, want nadat hy Jesus erken het as die Christus in Matteus 16, 6 dae later op die 7de dag, toe verheerlik Jesus Christus en Moses en Elias ook daar. En terwyl hy vir almal wou hitte bou, toe sê God, nee, hierdie is my geliefde seun, hoor hom. So, Petrus het verstaan, dat daar 'n openbaring van God, deur die openbaring van Jesus Christus uiteindelik in die kerk sou opstaan, en dis hoekom God, Op 'n spesifieke tyd. Ja. op 'n spesifieke tyd, dis hoekom God vir Jesus, omtrent as jy nou na die aarde se tydslyne kyk, in die 4000ste jaar laat sterf het, Ja. sodat 2000 jaar daarna, op die 3000ste jaar na die kruis, die 3de dag kan wees, maar dan is dit ook die begin van die 7000ste jaar van die 7de dag, sodat op die 7de dag en die 3de dag, die
onreinheid van God se volk uiteindelik rein verklaar kan word. Ja. So God het vir 6000 jare werk deur die Jode en die heidene gedoen. Met baie groot sakramente en tekens en manifestasies. En uiteindelike werk in Jesus Christus betaal, dat daar 'n dag, 1000 jaar van God se heerskappy in die aarde gevestig gaan begin word. So die laaste dag, die 7de dag en die 3de dag is God se 1000 jaar dag. God se dag. God seën daai dag. Dit is die Shabbat, die rusdag van die Here waarin almal in die rus ingaan. Ja. En vir ons om dit te begin begryp, moet jy sien, Jake, God het net met 2 volke verbond gesluit. Die Jode en die Afrikaner. Want uit die Jode uit sou 'n werk kom, 'n natuurlike werk van die koms van Christus sou kom, en uit die Afrikaner uit sou daai natuurlike werk, se geestelike koms, openbaring, die begin van hierdie 1000 jaar aanbreek, ook uitkom. So ons lewe in baie spesifieke tye en spesifieke. En it's amazing om te dink daaraan dat as ons as kerk hierdie snap en ons gee onsself vir daai oprigting en opvoeding om op te groei, en dit kan God in sy rus ingaan. Ja. Soos wat hy het altyd gedroom het, in die 7de dag gaan hy in sy rus. Dis asof die kerk en asof die aarde aan die slaap was. Ja. En as die môrester in die kerk se harte begin skyn, dieselfde opstanding wat Jesus Christus in die natuurlike gedoen het, om in sy geesmens toestand te begin opstaan, is presies wat nou in elke wedergebore kind van En dis hoekom ons sê, ons kan nie net verby 'n Paasfees vlieg en weer wag vir die volgende ene, as ons in die dag is, wat die openbaring van die opstanding en ook die besef van wat hierdie volbring eintlik vir die kerk beteken. Ja, want ek bedoel Niels, as ons kyk na dit, wat waar is oor die eerste Adam se werke, is ons realiteit. Is waar? So wat waar is oor die tweede Adam se werke, is ook nou ons realiteit. So wanneer ons Paasfees vier, dan vier ons 'n werk wat Jesus Christus gedoen het, maar binne in ons. Die werk lê binne in ons. Die resultaat moet uit ons uitkom. Presies. So om te verstaan wat het hy gedoen in daai 50 dae, is om te verstaan wat het in ons gebeur, as gevolg van ons geloof in dit. Maar omdat dit nou die opstandingsdag is, die 7de dag, die 3de dag, die 7de 1000ste jaar, die 3de 1000ste jaar, die dag van die Here, die Shabbatdag, die rusdag van die Here. In hierdie opstanding, ewe skielik staan God se werk ook binne ons op. En dit is regtig belangrik om dan Paasfees te verstaan. En jaar na jaar op daai fondasies te bou en oop te sluit en ons te herinner. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom is dit hard deur die jaar om te groei, om die kerk te word? Want daar was 'n kruis. Daar was 'n oud kruis, daar was 'n opstanding, daar was 'n opvaar, daar was 'n gesit aan die regterhand, daar is 'n uitstorting van die Gees. So jaar na jaar met Paasfees ons eintlik tot herinnering roep. Dat die werk in ons gedoen moet word wat hy voorbetaal het. En ek dink om net gou weer terug te kom, en net 1 of 2 goed onderstreep wat jy gesê het, omdat ons baie keer nie openbaring het, soos byvoorbeeld oor Paastyd nie, en ons dan maar net die almanak sê dis Paastyd en ons hou Paastyd en ons hou nagmaal en dis dit. Maar omdat daar dieper werk is, wil ek net weer terugkom, as ons terugkom in die skepingsverhaal, God het oor 6 dae klaar geskep, maar toe skep hy nog 'n dag. Niks op die dag nie, hy het nog 'n dag geskep, vir hom, waarop alles sou funksioneer soos hy dit sou wou hê, waarin hy dan kan rus. So ek wil net die rus onderstreep, want uiteindelik in die 7de dag, waar ons nou leef, 7 dae na Adam, of die 7000ste jaar waar ons is dit presies wat die kerk se rol nou moet wees, is om alles weer te kan herstel na die plek te soos God dit bestem het om te wees. Daai woord is righteousness, geregtigheid. Om dit weer te kan wees soos wat dit, soos God dit bestem het om te wees. Sy oorspronklike plan. Die oorspronklike plan. God wil weer in sy rus gaan. Maar nou het ek en jy met die Gees van God in ons, die ability om God weer in sy rus te sit, en die hele skepping saam met ons in sy rus te sit. Dis wat Romeine 8:19 sê. Die skepping wag met reikhaas en verlange om op die openbaarmaking van die seuns van God, sodat hulle in die skepping in dieselfde vryheid kan kom. Maar wat het 'n seun nou, wat 'n kind net nie?
Eersgebore reg. Ja. So hy moet die kruiswerk verstaan en deur die Reg. Gees opgerig word Ja. in eenheid met God. Die Lam het nou sy werk gedoen. In eenheid met God word ons opgerig deur sy Gees dat ons die eersgebore reg kan oopsluit. Want as ek dinge begin doen in die familiebesigheid soos wat my pa dit doen, sit ek hom in sy rus. Daar's hy. Dis waarby ek wil uitkom. Want ons moet verstaan, die werk van die kruis, toe Jesus uitroep is volbring, was dit die beste nuus vir die Vader ook. Ja. Want toe kon God die Vader, Ja. hy kon toe die voorhangsels keer, en hy kon daar uit, Ja. om binne in ons weer te kan woonplek vind. Dit was sy Ja, groot sonde oomblik. was nie sy plan nie. So die werk van die Lam het letterlik ons en die Vader by mekaar in gebring. mekaar gebring. Sodat hulle, bid Jesus, daar in Johannes 17, Vader, sodat hulle een kan wees, net soos ek en u een is, Ja. dat hulle ook so een kan wees. Ja, dieselfde heerlikheid wat hy my Dieselfde gee, heerlikheid. gee ek nou vir hulle. En ek gaan wy myself om hulle weer te wy aan die waarheid. Ja. So die kruis was nie mensewerk nie. Ja. Die kruis was God se werk deur om 'n seun te laat betaal vir 'n ander seun se sonde. En toe op die oggend van die derde dag, toe staan daar 'n nuwe mensspesie of toe word daar 'n nuwe mensspesie geopenbaar. Ja. Ja. En as ons glo, dan haal God ons uit Adam uit en hy sit ons binne in Christus. So ons kan nou weer een word met God en sy Gees. Ja. Nou kan God se Gees, net soos in Jesus, ook in ons, die eersgebore reg oopsluit. Oopsluit. En dan gaan ons in God se rus in, en as ek myself liefhet met God se rus, dan kan ek my naaste begin lief hê. Ja. Jy verstaan, is eintlik baie eenvoudig. Ja, en ek dink dit sluit ook vir ons of die verstaan oop van ons kan nie eenheid in die kerk bewerkstellig deur projekte te run of dinge te doen wat die events te reël om die kerk bymekaar te bring. Ons moet verstaan, ons moet besig wees met die Vader se werk. En as ons almal onsself toerus om by daai plek uit te kom, die eersgebore reg, by dit uit te kom, dan gaan ons al hoe meer een word. Want dan gaan dit nie meer oor ons verskille nie, maar dit gaan om onsself in eenheid te kry met wat die Vader wil. Ja, ek dink jy het begin weer eens, jy het dit genoem, en ek wil dit weer vir ons kykers net sê, hulle moet Efesiërs 4 vanaf vers 11 gaan lees. Dis hoekom daar 'n vyfvoud bestaan. Ja. Want die Bybel sê die vyfvoud word aangestel. Ja. Sodat hulle kan seker maak die kerk word een. En daar is net een manier hoe ons gaan een word. Ons moet kom tot by die kennis van die Seun. Ons moet kom tot by een geloof en die kennis van die Seun van God. Die kennis van die Seun van God, wie Jesus Christus is, en die kennis van die Seun van God, wie ek nou is, as gevolg van sy werk. So, net in volwassenheid, in eersgebore reg, gaan ons een word. Projekte, verskillende doelwitte, denominasies, doktrines, groot events, gaan nie ons een maak nie. Dit gaan nie ons, die enigste ding wat ons gaan een maak, is volwassenheid. En weet jy wat, Jesus gebruik hierdie gelykenis. Jy weet toe hy en sy disippels moes praat, toe vertel hy vir hulle van die gelykenis van die seun van die mens. Nou hy is nou die begin van iets wat eintlik eers geoes sou word in die 3000ste jaar of in die 7000ste jaar. Nee. Hy sê die seun van die mens saai saad. Hy sê dan in die nag kom die vyand en hy saai onkruid. Wanneer het dit Jesus praat van homself wat te werk begin het, en dan is dit asof die kerk in 'n rus, in 'n donkerte, in 'n nag ingaan. Dan kom die vyand en die vyand saai onkruid. In een land is daar dan waarlik seuns van God en ook baie onkruid. Nou kom die disippels na hom toe en sê, hoorie, wie het hierdie goed gesaai? Was dit u ook? Sê, nee, dis nie ek nie. Daai is nie my evangelie nie. Dis afgewater of gecompromise of die seun van die mens saai die goeie saad. Want wat soek God? Hy soek seuns. Hy soek seuns met sy heerlikheid. Hy soek seuns wat in aanneming kan ingaan. Hy soek 'n geestelike Israel wat 'n natuurlike Israel nooit vir hom kon gee nie. Nou sê die disippels vir hom, maar meester, moet ons dan gaan en dit uittrek? Sê hy, nee. Want jy kan nie as dit klein is, onderskei oor wat is die goeie oes en wat is die onkruid nie, want hulle lyk baie dieselfde. Dan gaan 'n tyd kom waar daar water. Kom ons laat dit eers groei. En as die groei gaan plaasvind, gaan jy dadelik sien. Onkruid oes. Onkruid oes. Onkruid oes. Onkruid oes. Jy verstaan, so Jesus verduidelik ook deur die gelykenisse dat die doel van sy dood
en opstanding, en opvaar, en gaan sit aan die regterhand, en die uitstorting van die Heilige Gees, was dat God 'n koninkryk kan vestig deur seuns. Waar is die kerk nou? Hulle ontwaak nou eers in seunskap. En as ons gaan ontwaak in seunskap, gaan ons uiteindelik die koninkryk kan vestig. En wat vir my kosbaar is in hierdie gelykenis wat Jesus vertel, en ek wil dit net weer onderstreep, is, hy's nie besig om te praat van sonde nie. Ja. Hy's besig om te praat van die koninkryk van God, is soos 'n land, waarin daar saad gesaai. Dis die invloed van die bose, die aard van die saak. Dis die invloed van die bose, maar dit groei in die koninkryk. Dit groei in die kerkwêreld, as ek dit net die geeswêreld. Geeswêreld, jy prakties kan sê. Maar tot op 'n dag. En daai dag sou dag 7, dag 3 wees. Die dag van die Here. Die dag van Christus. Dis 'n dag van wanneer hierdie opvoeding. saad opkom, die opstanding. Reg. Want ek dink die ander ding, en ek wil nie gesprek in 'n ander rigting heeltemal stuur nie, maar ek dink wat belangrik is om vir mekaar te kan sê, weer eens, vir ons, om God te kon ken, het ons die Gees van God nodig gehad. Maar Jesus was besig met 'n gesprek, en wanneer Jesus, sy hele bediening het oor een ding gegaan. Sy eerste preek, sy eerste woorde, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Repent for the kingdom of God. Dis wat hy gepreek het. Bo alles. En dit beteken in eenvoudige taal, hy's besig om te sê, daar kom 'n werk van God wat daar nie was nie, en julle gaan moet anderster begin dink rondom dit. Want om hierdie werk te verstaan, gaan hier 'n groot omskeer of 'n vernuwing moet kom. En dan is dit vir my verskriklik mooi, die manifestasie wanneer God se Gees uitgegiet word op Pinksterdag vir die heel eerste keer. Dan manifesteer dit as vlamme wat op hulle koppe gaan begin brand, as 'n tipe en 'n skadubeeld weer eens van dit wat moet skoon brand en moet wegbrand, 'n denkrigting of 'n opvoeding of 'n blootstelling aan dit wat Adam was versus dit wat nou moet bly staan en gelouter moet word en geheilig word, die goud en die silwer en die edelgesteentes versus die hout en die hooi en die stopsels. Dis wat die werk van God uiteindelik sou kom doen, het weens die Gees van God wat nou binne in ons is. Sodat ons vir God uiteindelik daai geslag kan wees, wat God in sy rus kan sit, wanneer ons in daai dag, waar ons nou is, inbeweeg. Ja, jy sien Jake, die Israeliete wat verlos was uit Egipte uit, was 100% vry. Maar totdat God nie hulle met sy invloed en sy Gees, jy sien, en hulle kon nie die Gees kry nie, want daar was nog nie geregtigheid nie. Iemand het nog nie hulle gaan uithaal en oorgesit in 'n nuwe saad. Die saad was ongeregtigheid, as gevolg van Adam. Maar daai Israeliete, as jy hulle verlos het en jy los hulle daar in die wildernis, en jy sê vir hulle, okay, julle is vry, gaan leef. Sou elke man sy eie koninkryk gebou het. En ongelukkig is dit baie keer hoe ons die kruis benader. Ons word gered, jy is gered, jy kry 'n tweede kans, gaan leef jou koninkryk. So iewers moet ons opgerig word in seunskap. En daai 50 dae se werk, jaar na jaar begin oopsluit, sodat vernuwing van denke kan kom, so that we are not conformed back to the world, but transformed by the renewal of our minds. Nee, sê Romeine 12. En soos wat die Gees van God ons weer versoen met God en sy manier, en ons as seuns in daai aanneming ingroei. En God sê, hy kan sien ons wil nou die familiebesigheid uitleef soos hy wil. Soos dit is in die hemele, so ook in die aarde. Wat kom uit 'n spesie uit? 'n habitat. So wanneer ons volwasse is, wanneer die seuns van God, die seun van God hier binne my, wanneer ek hom oopgesluit het deur my siel en deur my liggaam, ek het eintlik weer 'n seun van God, seun van mens is, soos wat God Adam oorspronklik beplan het, maar hy het geval en deur Jesus weer herstel, maar daai herstelwerk vind in my plaas. Hy het betaal, maar dit vind in my plaas. Soos ek 'n seun van God weer word, en God, die hemele, waarvoor ek weergebore was, want ek word uit die hemel uit weergebore, word ek eintlik volwasse, en ek verteenwoordig weer die hemele in die aarde, kan die koninkryk uit my kom. Dis hoekom die skrif sê die aarde sug, met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. Wat het 'n kind van God? Wat's verskillend by 'n kind van God en 'n seun van God? 'n Kind van God is 'n verloste Israeliet uit Egipte uit, maar hy's nog nie reg om in die land in te gaan nie. God moet eers hom ontwikkel en oprig en opvoed oor wat is binne in hom.
Want die lam het hom nie net verlos nie, die lam het die eersgebore reg kom verlos. En dis wat ons moet leer op Paasfees. Sodat ons die eersgebore reg kan oopsluit, en Jesus se dood en opstanding maak tel binne ons. En met seuns van God, waarvan hy nou die eersgeborene is. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is hy die eniggebore. Maar toe hy doodgaan en hy staan op, toe word hy die eersgeborene van baie. Nou kan God 'n oes van seuns hê, volwassenes in die gees, wat nou dink soos die hemele. Hulle dink nou soos God se rus. Hulle werk soos God se rus. Nou kan hulle die aarde in die rus invat, soos wat die hemele klaar in die rus is. Ja, en as ons wil eersgebore reg verstaan, moet ons kan sien uit sy werk het en dit verstaan, sodat ons dit kan inbou in ons lewens in. En ek dink dit is waar ons kom nou naby aan hemelvaart. Hemelvaart beteken want hy het opgevaar en aan God se regterhand gaan sit. Ja, nie staan nie, sit. Ja, daar's 'n rus. As ons bietjie gesels oor die regterhand, want ek dink as ons verstaan ook seunskap. Baie keer as jy kyk na besigheid, sê besigheid se naam and sons. Die seun is amper die regterhand vir die pa. En vir Jesus om vir ons hierdie voorbeeld te wys, daar was 'n dood, daar was 'n opstanding en dan was daar 'n regterhand vir God. Ja, maar jy het nou gesê ons moet bietjie praat oor die tyd, né? Dis hoekom dit so belangrik is om die tyd te verstaan. Want as jy die koms van God se grootste droom vir die aarde, glo dit of nie, was nie Jesus Christus nie, maar wat vanuit sy werk uit sou kom. Nee, anders sou dit mos die einde wees. Dis nie die einde nie, dis die begin. Dis die begin. So, ons praat van Jesus se tyd as wat? Die koms van Christus. Nou, hy as 'n koms van Christus praat weer en sê daar kom nog 'n koms van Christus. En saam maak hierdie twee die koms van Christus. Hierdie een was vir sonde, hierdie een is vir saligheid. So, as ons na die verhaal van die Jode kyk, uit Egipte uit, sal ons sien, daar's 'n besnydenis met Moses. Dit praat van die eerste koms van Christus. Dit sou ons uit Egipte uit haal. Dan sal daar 'n tyd aanbreek. Joshua se naam beteken saligheid. Wanneer die tyd van saligheid aanbreek, kom daar nog 'n besnydenis. Die werk wat in ons gees klaar besny was deur ons geloof in die kruis, gaan hier nou begin besny. En dis wat God wil hê. Anders hardloop elke ou in die wildernis in sy eie rigting. God soek een volk wat uiteindelik een werk doen. En daarom moet ons verstaan, daar was nie 3 besnydenisse nie, maar daar was ook nie net een nie. Daar was 2. Daar sou 'n dag kom dat hierdie werk oopgesluit word. Dit klaar binne in ons gees, maar dit moet hier kom. Dit moet hier kom, dat ons kan verstaan. Daar moet 'n understanding kom. En dis hoekom hierdie sessie dis hoekom in fokus so belangrik is, sodat ons goed wat vanselfsprekend geag word of vermy word, oor gepraat kan word, sodat ons die understanding, want informasie bring kennis bring understanding. Knowledge brings understanding en dit bring wysheid, wisdom. So, dis belangrik vir ons om sessies soos hierdie te hê, dat ons kan begin praat oor wat beteken die opstanding, wat beteken die opvaar, en wat beteken gaan sit aan die regterhand van God, vir ewig en vir altyd, om in te tree. Nou, net soos Jesus intree in die hemel vir ons, net so tree ons eintlik in die aarde in, tussen wie nog nie weet nie, van God nie, en ons wat weet van God. So daar's 'n intreewerk. Adam moes intree tussen God en mensdom, hy het nie. Hy het verdeeldheid gebring. Jesus Christus het ingedry, hy's die middelaar. En omdat hy middelaar is, kan ek ook nou die bediening van versoening bemiddel om hier in die aarde 'n werk te doen wat hy aan die regterhand van God sit en doen. Jy sien, ons moet diep kan kyk om te verstaan wat het gebeur natuurlik by hom, wat gebeur geestelik by ons. Hy's die spieël wat vir my wys wat gebeur in my. En die regterhand uit die aard van die saak, weer 'n keer dwars deur die tipes en skadubeelde. Dan lees jy, Dawid skryf baie daaroor, die regterhand van die Here ondersteun my, die regterhand van die Here het my verlos, die regterhand van die Here is salvation, die regterhand van die Here. En uiteindelik is Jesus Christus aan die autoriteitkant, in die rus. En ons het daai selfe autoriteit en heerskappy, het ons nou gekry. Dit sit ons saam met Christus in hemelse plekke. In dieselfde rus. Maar sê jy nou vir 'n kind van die Here? Nee, sonder opvoeding. Jy sit klaar in die regterhand van God, sonder dat hy verstaan, gaan hy in sy eie rus sit. Hy doen sy eie ding nog steeds, en hy noem dit die rus van die Here. En hy bid, Here, seën dit, seën dit. Maar God wil nie dit seën nie, God wil die koninkryk seën. So ons moet leer, dat Egipte ook uit ons uit moet kom. Dat die koninkryk in ons ingebou en ontwikkel kan word, dat ons daai manier kan doen. Dit is eintlik die regte ding om te doen. Want om aan die regterhand van God te sit,
beteken, jy's nie jou eie woorde of werke nie. Jy is in die rus van God. Jy gaan in God se manier van dinge doen in. Ja. Verstaan jy? Ja. En dit bring vir my, maak dit nogal interessant van, as ons praat oor die uitstorting van die Gees, want God vertel hier die hele storie, Ja. en deur Jesus Christus, maar vir ons om regtig te verstaan, die doel van die uitstorting van die Heilige Gees is om deur die Gees gelei te word. Eerste keer toe Jesus die Gees van God ontvang, lei die Gees om in die wildernis. Natuurlik. Pragtig. Ja. In vernuwing, Ja. bekering. Ja, baie mooi. Alles word gelei deur die Gees, en dan sê dit in Romeine, die wat gelei word deur die Gees van God, hulle word die seuns van God. Daar's hy, Maar baie as ons nie die Gees verstaan nie, hoe gaan die Gees ons kan lei? Kyk Jake, ons moet vir mekaar vandag as kerk eerlik. Ek meen Niels, kyk ons ek doen hierdie nou al 18 jaar voltyds. En dit is 'n helfte van wat Niels dit al voltyds doen, hè. En jy doen dit nou al lank voltyds. Ek meen, jy het uit die musiekwêreld uitgekom en hierdie voltyds begin doen. Want daar's 'n groot behoefte. Jesus het gesê, die oes is groot en die arbeiders is min. Daar's nie 'n herderskap. Ons moet vandag vir mekaar sê, so 'n baie groot probleem as ons dink die Gees van God lei ons in 53,000 verskillende Dis 'n groot denominasies in. Jy sien iewers moet ons sê, wow, stop. Ja. Hier's 'n probleem, dit kan nie wees nie. En dan begin by jouself. Is die probleem nie dalk by my nie? Kom ek ondersoek regtig die fundamentele dinge van ons geloof. Kom ek ondersoek regtig die Bybel, die skrifte, die Hebreëus, die Grieks. Kom ek kyk na die woorde. Kom ek swat. Ek kan nie meer 'n jack of all trades wees en met emosie gelei word deur die Gees nie. Ek moet gelei word deur die Gees vanuit my geesmens. Ek moet wat binne my is moet oopgesluit word. Ek moet spesialiseer daarin. Dan kan die Gees my lei. Moet vir die Gees 'n goeie platform dek. Kyk hoe baie mense het siekes gesond gebid, geprofeteer, en dan gaan Jesus sê, ek ken julle nie, want julle het nooit die koninkryk gebou nie, en ek wou eintlik deur my kruis, my dood, my opstanding, my opvaar, my gaan sit, my uitstort van die Heilige Gees, wou ek eintlik God se koninkryk, ek wou die familiebesigheid uit die hemel uit aan die seuns toevertrou, wat my broers is. En ek dink dis daai lied van Houtkruis, daai een lyn vang my elke keer as gevoelens hoegenaamd saak gemaak het, sou die spykers nooit daardie houtkruis gekraak het. Imagine, en ek dink soveel van die kerks word nog gelei deur gevoelens. As jy mooi kyk en jy lees die Bybel en jy sien hoe Petrus gelei word in gevoelens teenoor hoe Jesus optree in die waarheid van die Gees. Petrus kap ore af. Hy sê vir Jesus hy moet nie kruis toe gaan nie want die gevoelens is obviously daar. En dan Jesus moet hom elke keer regtrek want hy was gelei deur die Gees. Dit is die essensie van seunskap. Dit is nie gelyk asof Jesus in God se rus is nie. Inteendeel, hy het bloed gesweet. Petrus het geklink asof hy in die rus van God is, maar hy was nie. He was mindful of the things of man en Jesus noem hom Satan. Jy sien, to be mindful of the things, you don't have to be mindful of the things of the devil to be called Satan. You just have to be mindful of the things of man. Jesus lyk glad nie in die rus nie, maar hy bewerk die rus van God. Sê dit is gelei deur die Gees teenoor gelei deur emosies en allerlande dinge. Ja, mooi gesê. Ja, en ons raak baie maal deur mekaar met die twee as ons nog jonk is. Veral in die begin. Ek dink jy sê dit mooi. Wanneer ons jonk is, jy weet dis net jy weet Thys sê dit altyd maar Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die deur. Toe die deur oopmaak, daai deur skeur, man God breek daai deur sodat ons uiteindelik in die huis kan kom en alles wat in die huis is in ons kan kom. Nou dis net God wat 'n deur so incredible maak dat ons daar vashak. Maar ons moes nooit daar vasgehak het by die kruis nie. Nee, dis 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe. Dis 'n ingang. En dis ook God se weg en waarheid en lewe in ons in. So Jesus is besonder. Maar hy wys ook wat ons as seuns van God vir God kan wees as ons in sy voetspore volg. As ons onsself kan verloon. Nou baie mense kom tot wedergeboorte en wat met hulle gebeur is so oorweldigend. Hulle wil net iets vir die Here doen. Maar hulle weet nog nie wat om te doen nie. So they are jack of all trades. Any trade, just to do something for the Lord. And then we don't specialize. We never become artisans in the Holy Spirit. We have a zeal for the Lord, but not according to knowledge. Baie mooi. Net soos wat Paulus oor die Jode sê. Hulle is vol ywer, maar hulle het nie die regte insig. Insig. Maar ek kan nie anders as om net ook vanaand te sê, 'n groot tragedie in die godsdienstwêreld lê hier in dat juis met die Paasfees, juis met die lam se werk, het ons dit gaan maak oor om verlos te word van hierdie aardse bestaan na 'n hemelse bestaan. En dit vat
vee alles van wat ons vanaand gesê het van die tafel af. Ja. Die hele werk van Jesus Christus Mooi gesing. gaan oor 'n werk wat in die aarde moet inkom. Ja. En as ons 'n hemel toe gaan mindset het, dan mis ons die hele werk Absoluut, van ja. die kruis en van die uitstorting van die Gees. Hoekom was als dan nodig gewees en al hierdie skadubeelde en tipes as dit gegaan het oor hemel toe gaan? En dis waar ons, ek dink in 'n baie groot mate het die vyand daarin geslaag om die boodskap van die kruis so af te water, laat ons, al is jy gelowige, laat ek oneffektief is Ja. vir dit wat Soos God al wil die doen. ander gelowe Ja. of godsdienste Mag geen verskil nie. in die aarde het dit 'n afterlife evangelie geword en not an eternal life to know God. Ja. Afterlife is wat gebeur na die lewe. Ja. Eternal life beteken ek kan nou vir God ken. Inteendeel, ek meen die kruis is eintlik die enigste weg om God te ken. Daar's geen ander geloof wat God kan ken behalwe die wat deur die kruis gaan nie. So ons moes eintlik toegang gekry het tot God om hom weer te kan ken, sodat ons wat in die hemel is, weer in die aarde kan inbou. oopsluit. Ja, 100%. So Neil sê dit so mooi. Ongelukkig, en as ons vanaand praat van godsdienst, Jake, praat ek nie van 'n denominasie nie. Ek praat van invloed. Ja, Ek praat van invloed wat mooi mense van die Here, of hulle nou konservatief is of charismaties, in hulle eie kulture en tradisies en maniere die Here wil aanbid, in steede van hom deur die vrees van die Here se invloed God op die regte manier te aanbid. Ja. As die kerk geweet het wat die kruis regtig oopgesluit het, sou daar geen ander gelowe in die aarde wees nie. Want die enigste geloof wat ons weer bind met God om hom te ken, die ewige lewe, om God te ken, is die kruis, wat God weer in ons kom sit. Ja. Nou word op ons gepreek, nee, ons moet hemel toe gaan. God kom woon in ons om ons hemel toe te vat. Nou wys, God kom woon in ons dat ons hom kan ken deur sy gees, en dat wat hemels is, geestelik, in die aarde en fisies kan gestalte kry. Ja. Dit is die doel van die kruis. Beautiful. Ja. Mooi gesê. Anders sou Jesus dit nie bid nie. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam laat U wil geskied, laat die koninkryk kom. Ek bedoel as jy dood gaan nou en jy is weergebore, is jy seun van God in die koninkryk se realm. God soek daai seun van God koninkryksrealm nou in die aarde. Ja. Dis sy droom. So die kruis moes nooit ons afterlife preek word nie. Dit moes 'n eternal life preek word. Want ek meen ons ken mos vir Adam. My sonde laat my Adam ken. Ja. Nou sê die kruis, ek kan weer vir God die Vader en die Here Jesus Christus ken. Ek kan 'n nuwe Adam ken deur die Gees wat weer vir God openbaar. Dit was die droom van God. En dan so mooi, nou as ons nou weer terugkom by die tipe van die tempel wat afgebreek sal word en die derde dag herstel sal word. Ja. Hoe hierdie werk nou in die derde dag oopgesluit kan word en kan opstaan. Uiteindelik die hele werk van Jesus Christus waarvan hy die hoeksteen was, sou gebou word na 'n plek toe waar die huis van God weer kan staan op die derde dag. Nou hoe lyk 'n huis? Dis alles bakstene van seuns. Huis se hoeksteen, seuns van God huis vorm van 'n seuns. huis. Een huis. Een huis. Een tempel. Ja. Nie 52.000 denominasies nie. Een. Een huis. Ja. En dit is die doel van die kruis. Hoe meer ons verdeel, hoe meer wys dit, ons verstaan nie die doel van die kruis nie. Hoe meer alles een word, hoe meer kan ons sien, ons is besig om as gelowiges volwasse te word in die Baie verstaan van mooi. Jesus Christus. Baie mooi. Ja. Ja, en dit is my verskriklik mooi, dat Jesus, ons weet, hy het verwys na sy fisiese dood en opstanding, maar onthou dit, hy was die eerste een wat deel was van die liggaam van Christus, geestelik gesproke. Ja. Hy was die hoof van die liggaam van Christus, ons moet dit nie vergeet nie. Ja. Hy is die hoof, so hy was die eerste een wat die liggaam van Christus kon manifesteer. Die hoof, wat eerste mos gebore word as ons 'n babatjie ontvang in die natuurlike, né? Die koppie kom ons uit. Die eerste die hoof. Hy was die hoof en die liggaamswerk sou plaasvind. Hy was die hoof, maar daai liggaam staan in die derde dag. Daarom moes hy tipe manifesteer dat hy, wie Jesus Christus is, moes gaan sterf en op die derde dag opstaan. Dit was waaroor sy fisiese opstanding is 'n teken vir die Jode, maar dit was waar as die opstanding van Christus wat op die derde dag plaasvind, vanuit die openbaring van Christus. Jy sien ons verstaan dit nou nie, want weer eens, ons ken nie die oosterse Joodse kultuur nie. Hulle het 'n gesegde. So hulle praat baie van ag nee, dan gaan ek eet, drink en sterf. So met ander woorde, my bestaan in die aarde is eintlik doelloos. Ek leef maar net van dag tot dag. Totdat ons Jesus se vleis kon eet en bloed drink.
Toe ons dit doen, toe word ons verlos uit 'n doodsbestaan. So ons hoef nie meer purposeless te lewe en dan afterlife of doderyk toe te gaan en daar geoordeel te word. Nee. Nou dat ek Jesus se vleis geëet het en sy bloed gedrink het, menende die lam. Passover ek. Ja. So ek hoef nie meer te eet, drink en te sterf nie. En Jesus sê dit, hou op bid vir wat jy gaan eet en wat jy gaan aantrek. Hy sê jou liggaam is meer werd as waarvoor jy nou bid. En die lewe is meer werd as waarvoor jy bid. Kyk die voeltjie in die lug. Hy leef vir 'n doel. Kyk die leeu in die veld leef vir 'n doel. Jy moet leef vir 'n doel. Die doel is die koninkryk. Soek daai koninkryk. Jy sien so vandat ek daai vleis en bloed geëet en gedrink het, is ek weergebore uit 'n nuwe bloedlyn uit. En ek's deel van 'n nuwe liggaam. En daai liggaam van Christus is eintlik nou die brood van die lewe. Jesus is die hoof. Maar die hoof het gaan neersak en toe buig die nek, toe blaas hy die asem in, sodat hy 'n oud kan doodverklaar, totdat ons nie die eersgebore reg weer verstaan en die werk van Jesus Christus optel nie, kan die liggaam nie beweeg nie. So ons moet hierdie 50 dae verstaan en jaar na jaar daarop bou. En ons kinders inbou, ons kinders Presies. dat ons hierdie En nie vashak elke jaar dieselfde ding daaroor sê nie. Dit moet ons eintlik motiveer en aanhoudend laat suffer deur die suffering, want is suffering om Egipte te laat gaan. Dis maklik om te conform. Is moeilik, dit is 'n suffering om uit Egipte uit te kom, maar die suffering kan nie opweeg. Die lyding kan nie opweeg teenoor die heerlikheid wat van geslag tot geslag gebou word, as ons dit kan aanhou bou nie. Maar nou my vraag is, wat sê bou ons nou? Bou ons nou die konservatiewe kerk sin of nie? Kan jy sien die probleem? So elke ou, as ek nou in 'n geslag groot word en ek sien my geloofshelde doen elkeen hulle eie ding. Wat dink ek is 'n groot werk? Ek doen ook maar my, want nou is hulle mos trots op my. Jy sien, my geestelike vader het iets op sy eie gedoen. Hy was net lank onder iemand, toe breek hy weg, toe doen hy iets op sy eie, en almal sê, wow, well done. So wat dink ek moet ek doen? Losbreek. Sien, en dit gebeur, want die oordeel wat oor my oordeel is, waarmee ek weer gaan oordeel. So iewers moet God se oordeel weer herstel. En vanuit volwassen, en vanuit seunskap uit, en dan moet ons dit jaar na jaar, geslag op geslag doen, eeu op eeu, en iewers skielik, kyk wat gebeur, krag op krag op krag op krag. Ja, kyk, ek het nou nog baie vrae oor die hemelvaart en oor die geesuitstorting. Ek dink ons gaan in die volgende episode bietjie dieper daaroor inklim, maar ek dink hierdie het ons regtig, ons het hom mooi verduidelik en dit is definitief iets wat die kykers weer moet kyk en ek sal hulle aanmoedig. Ek wil vir julle dankie sê. Sandra sê vir ons afsluit so op die aand en dan gaan ons definitief om volgende keer hervat. Baie mooi. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ek die voorreg het om te kan afsluit na so 'n sessie. Here, dankie vir hierdie platform. Dankie vir hierdie geleentheid. En ek wil nie vanaand vir die kykers en vir die gelowiges preek of praat nie. Ek wil namens ons praat, Here. Ek wil as een van hulle praat. As 'n ons. Want elke liewe een van ons is 'n stukkie van 'n nuwe liggaam, die liggaam van Christus. Jesus was die eerste een van daai liggaam. Hy is die hoof, hy is die oudste boetie. En hy, anders as Adam, het sy ring en mantel en sandaal gaan prys gee. Hy het sy erfporsie om te heers en te regeer gaan neerlê, laat ons dit kan opneem. Sodat ons uit die varkhok uit kan kom, sodat barmhartigheid vir ons gegee kan word, en genade weer aan ons, dat daar weer toegang is tot genade, sodat ons hierdie heilige invloed kan kry om weer te groei, in wysheid, en in statuur, en guns by U, en guns by mens. Dis hoe die aarde, daai volgorde is hoe dit moes wees, nie andersom nie. So Here, dankie dat ek die voorreg het om vanaand na so 'n sessie te kan afsluit, in hierdie tydperk, waar ons die Paasfees vier, die Pasga, die Passover, as 'n fees vier, is dit vir ons belangrik, Here, om al die geheimenisse oop te sluit daarvan. En wat gebeur het in hierdie 50 dae, 2000 jaar terug, is so groot. Jaar na jaar moet ons onsself daaraan herinner. Moet ons onsself herinner, sodat die lyding waardeur ons gaan, om die aarde in die rus van U in te vat, om nog seuns te maak, seuns wat die koninkryk vorm. Want om in iets in te gaan, moet ons verlos word van iets. Ons moet ou wynsakke skeer,
en die wyn laat vaar om nuwe wyn in nuwe wynsakke te sit. Here, vir ons om daai werk te doen, jaar na jaar, moet ons gaan stil staan by hierdie 50 dae, waar die grootste verklarings wat in die Bybel bestaan, ons erfdeel geword het, wat hy gewerk het, wat Jesus gewerk het, moet in ons as 'n resultaat en 'n praktyk opstaan. Dit is volbring. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God. En die Gees van God uitgestort. Nou sit ons saam met hom in hoë hemelse plekke. 'n Bediening van versoening is aan ons toevertrou, sodat soos ons seuns versoen met U, Here, omdat daai lam die eersgebore reg gaan oopsluit het, so kan ons weer die koninkryk uit ons spesie as 'n habitat vorm. Wat 'n voorreg om vanaand hierdie te kan bid. So Here, ek bid nie net vanaand vir almal wat luister nie. Ek bid vir almal wat nog deur hulle wat luister tot geloof gaan kom. En ek bid dit van geslag tot geslag. In hierdie dag van die Here, die 7de dag en die 3de dag. Here, dat daai opstandingswerk, dat die volbringwerk in die kerk sal manifesteer. Die opstaanwerk sal manifesteer. Die opvaarwerk om hemel in die aarde in te bou. Die regterhand van God se rus in die aarde sal inbring. En dat die uitstorting van die Gees, maak nie saak wat ons agtergrond of kultuur of fisiese taal is nie, dat ons weer een taal begin praat. Die taal wat ons weer die eenheid van die geloof gaan gee, en die kennis van die Seun van God. Die Seun van God, Jesus Christus, maar as gevolg van sy werk, ook die Seun van God binne in elkeen van ons. Mag die aarde ophou sig, mag seuns van God geopenbaar word, en uit hulle uit, die koninkryk van God, Here. Mag die woorde van ons mond, en die meditasie van ons hart, vanaand, deur die Heilige Gees, as naprediker, vasgemaak word, van geslag tot geslag. En mag ons wees tot lof van die heerlikheid. Ek bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, en sy volmaakte werk. Dankie, Here. Amen. 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 Baie dankie Sandra, baie dankie Niels.